Goeiemorgen gemeente. Kom staan saam met ons. Sing dit uit. Hier gaan ons. En let everything that has breath. Come on. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I number. I praise when I number. I praise when surrounded. Yes. I praise in the water. My enemies drowning. Come on, sing it out. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. My praise is a weapon. It's more than a sound. It's a shout. My praise is a shout that brings Jericho down. Sing it out with me. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, come on, praise the Lord. Praise the Lord. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Was je aan de volgende? Come on, gemeente. Yes. Oh, come on. Jullie kan beter binnen zitten. Kom nou, jullie. Yes. Sing it out. I praise 'cause you're sovereign. Every voice now. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Come on. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Yeah, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise. Sing it out now. Sing, I won't be quiet. Yeah. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. Come on. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep? One more time. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? We will lift your name on high. We give you all the glory, all the honor, all the glory to you, Lord. Sing it out. Yeah. Let everything, come on, that has breath, praise the Lord. Come on, praise the Lord. Let everything that has breath, sing it out, y'all. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Halleluja. Goeiemorgen gemeente. Gaan het goed met julle? Oké. Gaan het goed met julle, band? Ek gaan weer vra gemeente, gaan het goed met julle? Yeah, dit klink 'n bietjie beter. Goeiemôre julle, kan hulle sit. Hallo.
Goeiemôre en baie welkom. Vandag is baie jolly. Dankie Michael. Dankie aanbiddingspan. Dat ons vandag op so 'n goeie manier kan begin. Ek weet nie of dit vir julle so was nie, maar hierdie week was wild. Die vorige weke was ons voorberei want die nuwe jaar begin en ons is almal reg vir 'n nuwe jaar. En nou is die nuwe jaar hier en dit voel soos vorige jare en is wild. So dit is baie lekker om net weer hier te kan wees en vandag weer perspektief te kry oor waar ons is en hoekom ons doen wat ons doen en wie vir ons die krag gee om te doen wat ons moet doen en hoekom ons dan ons kant kan bring in dit. Wie het almal 'n blaadjie? Kyk gou-gou. As jy hier kyk links, regs onder, is daar iets wat nog nooit op die blaadjie was nie en dis guess it. Nou ek het probeer guess wat dit is en ek kon nie uitfigure nie. So vandag het ons vir Peer hierso. Hierdie is Peer. Hallo Peer. Peer is Guess It en ons sal graag vir julle wil deel wat Guess It is. Dis 'n spesiale 'n lirieke raai tipe storie wat bymekaar gesit is en ons wil dit graag met julle kan deel hier en daarom die 22ste Februarie is Guess It Night hier so by die kerk. En vandag wil ons graag vir julle demo doen sodat ons kan sien waaroor dit gaan. Dit is makliker om te sê yes, ek gaan iets doen as jy weet waarvoor jy jouself inlaat. So ek gaan aan Peer oorgee, dan gaan hy ons demo op Guess It en dan gaan ons deur die res van die blaadjie. Dankie. Goeiemôre julle almal. As ek so 'n bietjie hak, is die mic is nie ek nie. Kan ek asseblief Denzel en Lisa en Jarnay, kan jy asseblief my join? So ons is baie opgewonde oor die aand. Ja, ons gaan bad. Ja, is toch net hier so, is reg. Okay, so hoe het min of meer werk? Ek gaan 'n gedeelte van 'n liedjie speel. Die 3 mense hier voor gaan 'n knoppie kan druk so jy kan sien wys gaan asseblief die app. Dit is 'n buzzer. So as hulle weet wat die liedjie se naam is, gaan hulle die knoppie druk. Ek weet nie as ons nou vanoggend daai nommers kan kry nie, maar ons gaan hoop dit werk vanoggend. As Lisa die knoppie eerste druk, gaan sy eerste kans kry om vir my te antwoord. As Sharnay dit eerste druk, wie ook al die regte antwoord, daai persoon sal punte wen. So dit is hoe dit sal werk die aand. Jou tafels gaan punte wen, ons gaan saamwerk, ons gaan saam lag en dans. En ja, ons hoop die mense agter is gereed, want ons is gereed en ek hardloop uit woorde wat om te sê. So ons gaan almal vir awkward vorentoe kyk terwyl ons wag. Dog nie. Okay, so ek vra om verskoning, ons het 'n bietjie Wi-Fi issue, so dit gaan nie aanwerk nie. Okay, kan ons 'n presentation van volgende week doen? Ek het nie liedjie nie. O, is dit reg? Is die liedjie daar? Kan jy nie speel nie? Kom ons kyk, druk hom. Ons kyk. Speel klank. Enigiets. As Ferdi as jy hom van jou foon af kan speel? Hier, oef. Ja, Guess It liedjie. Sorry, so ons gaan vra dat ons asseblief die liedjie se naam kry as hy speel. Nee, ek twyfel ek ken hom. Ken jy hom? Okay, so kom ons kyk. Lyk my dit gaan werk. Ek dink jy skree maar net. Hand op, okay? Op spinnekop, goed. Op spinnekop, dankie. Guess It liedjie. Okay. Dit gaan baie anders te werk in die aand, so asseblief join ons vir die aand. Jy gaan sien dit gaan anders werk. Hooplik sal dit volgende week werk, dan kan ons weer 'n presentation doen. Okay. Tweede liedjie asseblief Ferdi. Kunstenaar se naam. Plakkies by jou kant op, prong pragtig soos 'n springbok. Teken prentjies. Dis appel, maar nie Appel? die foon nie. Nee, appel vir appel die kunstenaar. Okay, dit is 100%. Ek ken nie se Nee. En dan die derde liedjie asseblief. Ken jy hom? Jy sien, vinnige hande. Die hande wat vinnig. Naam of kunstenaar of die liedjie naam? Billy Ray Cyrus, hy gebruik jaar. Baie dankie julle. Baie dankie, ek sê vir julle dankie. Julle skuis vir ongeroef dat die program nou nie gewerk het nie. Ek weet nie wat die issue was nie. Maar ons is baie opgewonde. Daar is net 10 tafels, maar 10 mense op 'n tafel. So asseblief, sien ons na die diens. Ons maak die tafels vol. Dit is 'n aand wat jy nie wil mis nie. Baie dankie. Dankie. Okay. Okay, volgende op die blaadjie het ons daar regs bo is meneer Havenga, Eva Havenga.
hy kom vanaand al. So vanaand gaan hy hierso bedien by die kerk en daar's kinderkerk ook. So ons kan die kindertjies saambring sodat 'n mens die diens lekker kan geniet saam met hom. Dis nie iets om te mis nie. Dit verryk mense lewe en ek glo hy het regtig 'n boodskap om te deel vanaand. So kom join as dit enigstens vir jou moontlik is en as die kinders dit nie moontlik maak nie, hulle gaan want hier is kinderkerk vanaand. So almal kan dit geniet. En dan ons Valentynsdag is daar raai hoeveel die pakkie die waarde van die pakkie is. Dit maak vandag klaar. So sit jou laaste raai in, daar's baie chocolates in daai pakkie. So maak seker jy raai reg en dan kan ons almal dit deel. OK. O, en daar's ons vetkoek. Vetkoek bestel vir volgende week sodat jy dit na die aanloop van die diens kan kry. Dis vir die ligdraers sodat hulle ook bietjie lekker bymekaar kan maak hierdie jaar en 'n goeie jaar kan hê. OK. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om almal vandag hier bymekaar te kan wees. Dankie Here dat ons net ons harte kan rustig maak vandag en kan besef waaroor dit alles gaan en die gejaag bietjie stil maak en die stres stil maak, want ons is by U. En help dat ons vandag by U tafel kan kom sit en net kan hoor en kan inneem dit wat U vir ons sê, maar dat ons ook onsself net weer so bewus maak van waaroor dit alles in hierdie wêreld en in hierdie lewe gaan. Ons dankie Here vir ons wonderlike huis waartoe ons kan kom en dankie vir ons familie in Christus met wie ons kan deel en saam met wie ons U kan loof en prys. Seën asseblief pastoor se woord wat vandag uitgaan en maak ons ore ontvanklik daarvoor en ons harte oop sodat ons dit wat U vandag vir ons wil sê, dat ons dit sal inneem. Ons dankie Here vir U goedheid en U guns en U unfailing love. In Jesus naam. Amen. Amen. So, julle kan maar staan. So, wie kan vir my sê wat is hierdie liedjie? Niemand nie. Michael Jackson. Yes! So dis wat ons uitsien na vir die 22ste. Maar met dit gesê, kom ons nou net soos julle nou so aangaan, kom ons doen dit tydens worship ook. Kan ek julle vra om dit te doen? Is julle reg daarvoor? Awesome. Hier's 2 mandjies hier voor vir offergawes. Julle is welkom om dit te kom doen. Daar's 2 mandjies agterop. So tydens worship is jy meer as welkom. Kom ons loof sy naam. Hier gaan ons. Halleluja. Kom maar gemeente, kom ons sit aan mekaar. Kom ons loof sy naam vanoggend. Want hy is die naam by elke naam. Kom en loof hom. Kom en loof die bring jou lof in weer. Daar is geen ander wat ons so verwonder. Loof die Heer. Oor die waters. Oor die waters staan. Die bome en berge prys. Die Heere almachtig, heerser vir ewig. Loof die Heer. Kom ons loof sy naam. Kom laat ons sing. Kom laat ons sing. In die môre sing. In die aand kom laat ons sing. Toe die son opkom. Alles wat asem het sing. Loof die Heer. Halleluja. Kom ons staan aan mekaar gemeente. Oor die aarde. Oor die aarde. Come on. Juig ons
goedheid van die Here, goedheid van die Here. Oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here. Oor die goedheid van die Here, die goedheid van die Here. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand. Kom laat ons sing tot die son opkom en alles wat asem het sing. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand. Kom laat ons sing tot die son opkom. Alles, kom on mense, ons sing het uitvlogen. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand. Kom laat ons sing tot die son opkom. Alles wat asem het sing en loof die Heer. Yes, yes. Loof die Heer. Halleluja. Yes. En loof die Heer. Here, U is waardig en almagtig, Here Jesus. Ons loof net U naam, Here Jesus. U gaan ons. You are worthy, Father, worthy to be praised. We lift your name on high, for there's nothing that you can't do, Lord. It's just one word. Let's proclaim it this morning. Just one word. Yeah. Just one word. You calm the storm that surrounds me. Just one word. The darkness has to retreat. Come on, sing it out. Sing just one touch. Just one touch. I feel the presence of heaven. Just one touch. My eyes are open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that a God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can do. Oh, just one word. You were once broken inside me. Yes, just one touch, just one word. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, but just one touch. Oh, just one touch. I feel the presence of heaven. Oh, just one touch, just one touch. My eyes are open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that a God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can't. Oh, there's no prison wall. There's nothing that a God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that a God can't do. Jesus, yeah. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. Oh, there's no power like the power of Jesus. Yes, I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus.
glad he changed me. Now I'm no longer bound. I'm so glad he changed me. See, now a new creation cry. The old is gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I am the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad he changed me. Now I'm walking free. I've got the victory. You see, he's all over me. I'm so glad he changed me. See, now a new creation cried. The all is gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Oh, hallelujah. I met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Oh, there is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Oh, hallelujah. I met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Oh, sing it out now. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I. Come on, sing it out. Yes. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because I am who I am. Oh. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There's a new name. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Oh, hallelujah. I met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. Yes, mine. Idag var det Jesus för att jag han open. I de volgende loop is net in naam, Vader. I regeer, hier is die een, Here Jesus. Aan die een, aan die lam. Aan die een, aan die lam. Aan die koning waar regeer. Aan die zee, die gezalfde. Aan die opgestaande, die hoogste ere, lof en aanbidding. Verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig. Verlossing
is net een naam, sy naam is Jesus. Oh, hy is heilig, waardig en almagtig. Sing saam met my, so heilig, so waardig, so groot is die naam. Here, want is die naam by elke naam. Kom ons sing dit uit. So heilig, so heilig, so waardig, so groot is die naam, dat die aarde sal juig en verwonder sal staan. So heilig, so waardig, so groot is die naam, dat die aarde sal juig en verwonder sal staan. So heilig, so waardig, so groot is die naam, dat die aarde sal juig en verwonder sal staan. So heilig, so waardig, so groot is die naam, dat die aarde sal juig en verwonder sal staan. Die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing, kom net van ons God. Die hoogste ere, nou en vir ewig, verlossing, kom net van ons God. Die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing, kom net van God. Verlossing, kom net van ons God. Die hoogste ere, nou en vir ewig, verlossing, kom net van ons God. Verlossing, kom net van ons God. Die hoogste eer, lof en aanbidding. Kom aan gemeente, sing het uit. Verlossing, kom net van ons God. Die hoogste eer, nou en vir ewig. Verlossing, kom net van ons God. Verlossing, kom net van ons God. Verlossing, kom net van ons God. Sing het nog eenmaal. Verlossing, kom net van ons God. Van ons God. Wanneer daar waar jy is vanoggend, net jou hande oplig na Koning Jesus toe. Here, vanoggend is hier net om die naam te kom groot maak, Here Jesus. Heilig, heilig, heilig is die naam, Abba Vader. Soos ons hande oplig na U vanoggend, Abba Vader, kom sê ons, hier is ons vanoggend, Here. Kom sien ons raak, Here Jesus. Ons loof U naam en U naam alleen, Abba Vader. Dankie vir wie U is en wat U doen, Here Jesus. Alles. Our God reigns. Our God reigns forever. Your kingdom reigns.
my God, yes, oh my God, I hear, my God, yes, oh hallelujah, my God, oh my God, yes, oh my God, van my God, yes, my God, yes, vereeuwig zal my God, yes, my God, yes. Elke stem volgens sing het uit volgens my God, yes. My God, yes, vereeuwig zal my God, yes. Oh my God, yes. My God, yes, vereeuwig zal my God, yes. Sing our God reigns, our God. Oh, our God reigns. Oh, our God reigns forever. Your kingdom reigns. One more time. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. For your name. For your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. Sing it out, sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name always stands above them all. Your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, every voice, and the angels cry, holy, creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever, forever and ever, you will always be. Oh,
voice now. Declare it. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns forever. Your kingdom Come on, let's just sing it out. Just the voices, our God. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. My God leeft. My God Vergeef ons, oh my God, yeah. Oh my God, I give. My God, yeah. I give. Oh my God, I give. Vergeef ons, oh my God, yeah. Come on, elke stem sing het uit, my God. Ja, my God, vergeef ons, oh my God, vergeef ons, oh my God, want my God, Here, dankie dat U vanmôre op die troon sit, Here. U is in beheer van alles op aarde, Here. Want die aarde en die volheid daarvan behoort aan U. Al lyk daar sommige plekke en sekere dinge, Here, wat U nie in beheer is nie. In ons menslike, natuurlike gedagtes is U altyd in beheer. Selfs dit wat ons nie op die oomblik verstaan nie, is daar waar U in beweeg, Here, soos 'n vloedgolf, Here. En daar kom bring U verandering. Here, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons hef ons oë op na U en ons sê, Here, sonder U kan ons net mooi niks doen nie. Maar met U kan ons 'n bende storm loop. En met U kan ons oor 'n muur spring. En met U is ons meer as oorwinnaars. Daarom sê ons, my God heers. My God heers, my God heers. Tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Dankie Jesus. Kom ons sing hierdie lied nog 'n keer. God reigns. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns Our God forever.
my God, hy regeer, my God regeer, want my God, hy regeer. Ja, die naam blak naam, my God regeer. Voor ewig sal my God regeer. Ja, my God, hy regeer, want my God regeer. Oh, my God regeer. Voor ewig sal my God regeer. My God Heer, vir ewig sal my God Heer. Hy is 'n beheer. My God Heer, Hy my God Heer, vir ewig sal my God. Come on, ek sing. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Here vanmôre weet ons een ding, dat die bewaarder van Israel slymer of slaap nooit nie, Here. Hy's altyd in beheer. Here, al kom daar wat in die dag en al kom daar wat in die nag, U beskerm ons, Here. Want U is in beheer, Here. En Here, vanmôre beleef ek so, daar's mense wat vanmôre moet hoor, God is in beheer van ons lewens. Wat moet hoor vanmôre, die goeie werk wat die Here in hulle lewens begin het, sal hy voleindig. En hy sal nooit jou alleen los nie, want hy's lief vir jou. En dankie Here dat ons vanmôre dit weet, U is hier, Here. En ons gee nie al die lof en al die eer en al die aanbidding. U kan die sitplek neem terwyl ons net sing, my God is groot. Yes, Lord. Ja, my God is groot, vir ewig is my God groot. My God is groot, My God is groot, my God is groot, vir ewig is my God groot. My God is groot, my God is groot, vir ewig is my God groot. My God is groot. Jou God
Here, vanmôre moet iemand in hierdie plek hoor, God is groot. Vanmôre moet iemand in hierdie plek hoor, dat God is in beheer van sy lewe. Vanmôre moet iemand in hierdie plek hoor, dat die goeie werk, wat die Here in mense se lewens begin het, sal hy volëindig, en hy het nie van jou vergeet nie. Hy het nie van jou vergeet nie, en hy het ook nie jou een kant toe geskuif nie. En hy is volkome in beheer van jou lewe, want my God is groot. Halleluja. My God is groot vanmôre in hierdie plek. En ek dank U daarvoor, Vader. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Is die tieners al uit? Ek kry vir my Bonnie gehad. Weet jy, ek beleef vanmôre dat is iemand in hierdie plek wat moet hoor vanmôre, God is groot. En jy sit dalk vanmôre hierso en jou situasie is op so 'n situasie dat jy voel eintlik jy kan nie meer aangaan soos jy aangaan en alles is te veel, maar jy moet net een ding hoor, in die midde van jou storm, God is groot. God is groot. En omdat hy groot is, gaan hy nie van jou vergeet nie. Omdat hy groot is, gaan hy jou nie een kant toe skuif nie. Omdat hy groot is, gaan hy vandag en gaan in jou lewe instap. En as hy in jou lewe gaan instap, gaan alles verander. Amen. Amen. Prys die Here. Kom gou hierso. Kali, waar is Kali? Kom gou. Ek wil haar so 'n bietjie uitlig vanmôre. Ek wil hê ons moet vir haar bid. Die weer die woord sê, gaan dan heen maak disippels van alle nasies. En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Laasweek toe ons bid, toe praat die Here met haar in gebed en die Here sê vir haar, sy moet na haar skool toe gaan. Nou sy is nog op skool. En om op skool te doen wat sy gedoen het hierdie week, dit het guts gevat. Sy het na die skoolhoof toe gegaan en vir die skoolhoof gevra, kan ek bid vir die onderwysers? En kan ek hulle bedien? En ek celebrate dan. En sy gaan vir hulle kruisies gee en sy gaan vir hulle bedien. Maar ek wil hê ons moet vir haar bid en ons moet haar salf. Want sy gaan hierdie week evangelisasie werk. En die Here gaan jou salf. Hy gaan jou lippe salf. Kali, ek wil hê jy moet haar salf en vir haar bid. Want die woord sê, ons moet uitgaan en siele vir die Here wen. Weet jy, hoeveel guts vat dit van 'n skoolkind om vir 'n skoolhoof te gaan sê? Ek wil vir jou bid. Dit vat guts, hoor. Die Here gaan jou gebruik. Ons bid vir haar. Yes, Here, ons salf haar. As sy hierdie week al die onderwysers bymekaar gaan kry, dat sy 'n woord vir hulle het, Here, en dat die teenwoordigheid van God so deur haar sal werk, dat daai hoërskool nooit weer dieselfde sal wees, die Here. Here, ons salf haar, Here, laat haar lippe gesalf sal wees, en met vuur gelouter sal wees, Here, mag die roeping wat U in haar geplaas het, laat dit die begin sal wees, Here, van baie, Here, that she will change nations, Here, ons spreek het nou oor ons salf van nou, Vader, in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Amen. Heilige Here Jesus, baie dankie vir 'n jong mens wat opstaan, en sal sê, ek wil die woord en die evangelie van die Here in 'n skool uitdra. Dankie Here vir iemand wat gesalf is, want haar woord is die woord van die Here. Haar gesindheid is die gesindheid van die Heilige Gees. O Here, mag ook die woord wat sy onder onderwysers sal uitsê, en ook daar waar sy haar skoolloopbaan loop, gesal wees. Here, ons is absoluut opgewonde vir 'n jong mens wat opstaan en sê, so spreek die Here. Vanoggend wil ons vir jou sê, mag jy 'n gesalfde wees vir Jesus Christus. Hy het so duidelik vir jou gesê, gaan uit
en verkondig die woord van die Here ook daar waar jy jou voete neersit. Mag jy gesalf wees in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. En God sal met jou wees. Amen. Amen. Yes. Amen. Prys die Here. Soos pastoor nou my dogter so gebruik vanmôre en soos wat hy praat, het ek eintlik aan haar gedink. Sy het verlede jaar 'n verskriklike moeilike jaar gehad. Sy het vir die eerste keer in haar lewe het sy 'n vak of 'n graad of 'n jaar gekry. Dit was vir haar 'n verskriklike tyd gewees tussen Desember en eintlik nou verlede week of was dit vorige week die bidweek gewees. 2 weke terug. En ek onthou die Woensdag aand het ek vir haar gesê, ek het gesien hoe breek my kind se hart vir met 'n vir appel was afgekeur. Sy gaan nie deur nog graad 12 toe. En sy het vir my gesê sy voel asof sy in die verkeerde lyf is. Ek was so bang ek gaan my dogter verloor of sy gaan skool los. En ons het daarna uit ons kerk toe gekom en ons het bid doen. En in daai sessie het sy gesit en sy het net begin smile vir my en ek was van, okay, nou wat nou? Jy het nou net gesit en gebreek en nou dit glimmer uit jou. En dit is die aand wat ons al ons goedjies op die briefies geskryf het. En in die vuur gesit het en voor die Here gesit en gesê het, dis verby. En van daar af, dit is net, dis amazing, dis mesmerizing en die trots wat ek voel op haar is ongeweldig groot. Ek is trots dat ek so sterk dogter kan hê wat so sterk in die Here glo op haar ouderdom. Jy sal verwag dat 'n kind wat vir die eerste keer deur so iets gaan, sal sê, weet wat, ek gaan nie terug skool. Sy het vir my gesê, ek wil nie terug gaan na daai skool toe nie. Ek wil nie. Pastoor het vir haar gebid, oom Piet het vir haar gebid, en sy het geweier, sy het gesê, ek wil nie. Nou gaan sy met 'n smile en sy gaan bid vir die onderwyser en vir die hoof, as 'n 17-jarige kind. So ek dank die Here, so amazing kind. Hallo almal. Hello. Gaan dit. So I want to tell you guys a story. Probably about 6 months ago. 6? Oh. 6 months? Okay, cool. So this young gentleman and I, we decided to go and minister to somebody. And let's just call them Charlie and Maggie to protect their identity, because, you know, a lot of people like to slander, but not in this church. You don't slander here. So anyway, so we go and we minister to these people, and on a level of 1 to 10 of being lost, there are 300. The wife is cheating on the husband. The kids haven't got clothes. There's no food in the house. They want to get a divorce. It's a mess. Has anybody ever had silicone on your hands and you can't clean it off? Worse than that, a mess. And Pastor Charlotte and I, we're pleading with these two, and we're like, you guys need to turn to the Lord. You need to change your life. We will be there with you. We'll walk with you. We'll stand with you. And they just didn't want to listen. Last week, Saturday, Martha and I were sitting, I don't even know what we were doing, but we were sitting and we get a photo. And here's Charlie lying on the ground with paramedics all around him, trying to resuscitate him. And he grabbed his chest and fell to the ground and said, God, not today. He had 3 heart attacks, he had a seizure, his brain was bleeding, and Sunday morning he died. So I just want to say to you guys that this is no joke. The Lord extends his mercy. He's a merciful God. He cares about every single one of you. Who here today, and I'm not going to point you out, but
you need to start meaning business with the Lord. You know, we can hold offense in our hearts, and offense is a weapon of the enemy. Offense has caused so much problems between people. And you know, sometimes you've got to lay yourself aside and you've got to go, you know what? This isn't about me, I. Because the book of Timothy says that in the last days, people will be lovers of themselves rather than lovers of the Lord. They will have a form of godliness but deny his power. Now, I'm going to say this to you, that I do a lot of talking outside of the church. I've been sworn at. I've been spat on. I've gone to people and said to them in private, listen, the Lord wants you to come to him. Stop doing this. That they manifest and swear at me and put me down. But you know what? I'll carry on doing it. Because imagine if Charlie didn't have somebody that went to him and he just, I don't know where he is today. And I'm beating myself up over it because the Lord had a plan and a purpose for this guy. And the funny thing is, even with him dying, and he leaves 3 kids behind, his wife is so demon-possessed that she's feeling sorry for herself because her meal ticket died. Her meal ticket passed away. She's unrepentant, she's rebellious. And I can tell you that there's people in the congregation, you might wear a smile on your face, and you might pretend that you are a born-again, saved person. But I'm telling you now, if you don't get your life right with the Lord, you don't know when your time is up. You can't play games with God. That's what I want to say. Dit is baie ernstig. En ek voel ons moet bid vir daai vrou. Sy siel. As jy nog nooit gehuil het vir mense wat verlore gaan nie, dat jy nog nooit 'n hart gehad vir mense nie. Ewigheid is baie lank. Ewigheid is baie lank. Ons bid, Here, U weet van wie Dennis gepraat het, Here, en ek wil nie name sê nie, maar Here, ek wil vandag bid vir daai vrou, Here. Vat daai hart van klip en maak hom sag soos vlees, Here. Dat sy regtig waar U sal ontmoet, Here. En Here, dat die gees van die Here haar sal oortuig van sonde en ongeregtigheid en van oordeel, en dat sy iewers in haar lewe sal besef, die lewe is nie die moeite werd sonder die Here. En Here, ek bid dit, Here, selfs as Bonnie, as sy na daai Here, dat die negatiefste situasie in haar lewe, dat dit die positiefste situasie in daai skool sal word, Here. Here, ek wil daai skool opdra en sê, mag hierdie jaar hulle herlewing beleef daar, deur een kind wat bereid is om op te staan, Here. Mag hulle beleef hoe God daai skool verander. En ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Ek wil vra dat ons net vir 'n paar oomblikke ons oë sal maak. Terwyl Dennis gepraat het, het hy duidelik gesê, as jy weet jou lewe is vanmôre nie reg met die Here nie. En jy weet daar's goed in jou lewe en jy weet as jy nou moet doodgaan, gaan jy nie hemel toe nie, maar hel toe, en jy weet dat jy's lauwarm. Die Here sê, was jy maar warm of was jy maar koud, maar nou omdat jy lou is, sê die woord, nou spoeg ek jou uit. Die Here sê, hy is 'n jaloerse God. Hy sê jaloerse God en jy kan nie God dien en afgode en mammon of enigiets anders nie. Jy kan net die Here nommer 1 maak, en as hy nommer 1 is, dan wil hy instap in jou lewe. And if he's not God of all, he's not Lord at all. En as jy vandag hier sit terwyl jou oë gesluit is, en jy weet vanmôre,
jy het Jesus nodig in jou lewe, jy het nodig om Jesus aan te neem, dan is dit vanmôre die uur wat die Here jou geontmoet. En ek gaan vanmôre vir jou vra, dat jy nou vinnig net sal opstaan as dit jy. Staan net vinnig nou op in Jesus naam. As dit jy is, staan op. Vinnig. On the cross where he died, how can you refuse? Wil jy nou staan? Kom staan net gou hier by my. Kom staan. Kyk vir my. Hierdie is die beste besluit wat jy ooit kan neem. Dit vat guts om voor mense op te staan, maar hoor my mooi, as jy voor mense kan opstaan, sal die Here jou nie skaam wees in die hemel vir jou. En vanmôre julle altyd julle lewe gaan verander. Ek sê dit nie. Jou lewe gaan verander. Die storm is verby. Strek julle hande uit. Bid agter my en sê, Here Jesus, ek kom vandag na U toe. Ek gee my hele lewe en alles aan U. Vra Here, vergewe my vir alles wat verkeerd geloop het, wat ek gedoen het, om skade te bring aan myself, aan my vriende, aan my familie en alles om my. Vergewe my vir sonde en ongeregtigheid. En dankie Jesus, dat U my nou aanneem en U my vrymaak. En van vandag af is 'n nuwe dag en 'n nuwe uur in my lewe. Die ou dinge het verbygegaan. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het niet geword. Amen. Yes. Amen. Kom ons geef hulle hande klap. Amen. Yes. Ja, ek sien 'n beeld van jou. Ek sien 'n beeld waar jy staan soos iemand wat jy trek, hierdie kant trek, daai kant trek, en ek sien hierdie beeld. En ek sien op hierdie oomblik is daar in jou lewe goed, dit voel soos jy word hierdie kant toe getrek en daai kant toe, maar ek sien dis asof jy 'n besluit moet neem in jou lewe. En die Here sê, of is nou aan die toekoms, gaan daar so iets gebeur. Ek sien dit. Die Here sê, in die middel van dit, moet nie dit toelaat nie. Gaan staan net stil. Steek jou hande op. Moenie laat die lewe heen en weer trek. Steek net jou hande op. En die Here sê, sy hulp kom van die Here af, wat hemel en aarde gemaak is. En dan sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan in daai situasie beweeg. Net so sê die Here. Don't allow this, says the Lord. Allow this. Dis wat die Here vir jou sê. Amen. En jy sal weet waar dit is. Amen. Ek gaan vanmôre seker die mees interessantste tema vir 'n boodskap. Ek het nogal 'n paar ou Nou jy gaan vandag iets hoor wat jy seker nou nog nooit gehoor het nie. Maar ek gaan vandag met jou praat oor wat sê die Bybel oor kriptos. Maar dis nie wat jy dink nie. Dis definitief nie wat jy dink nie, en jy gaan vandag hoor wat dit eintlik oor gaan. Ek wil sê, alleenlik dit wat jy ken en wat jy toepas in jou lewe, kan jou lewe verander. Hoor my mooi. Alleenlik dit wat jy ken en dit wat jy toepas, is meer belangrik, kan jou lewe verander. Sien, ek weet nie of u
aangeneem dat iemand verstaan wat jy sê en dan het hy nou nie verstaan wat jy sê. Ek het 'n tuinier. En ek het vir my tuinier gesê hy moet verf. Nie 'n slim ding nie. En ek het die tuinier alles gewys hoe om dit te doen, hoe om te verf. En daar was verf oral op die matte. Want daar was nie iets onder gesit nie en daar was verf teen die dak. Daar was nie mooi gesny nie. En ek was so dankbaar toe hy klaar is. Toe kon ek alles regmaak wat verkeerd was. En so maandag toe stap ek en toe ek so instap en ek wil 'n verfborsel en 'n roller gaan haal want gewoonlik as jy klaar geverf het dan was jy jou rollers en jou kwaste sodat jy dit weer kan gebruik. Toe is dit kliphard. Toe is dit onbruikbaar. En toe hy kom toe sê ek, waarom het jy dit nie gewas nie? I didn't know. Met wie dit al gebeur? En ek wou eintlik ongelukkig raak. Ek is eerlik. Maar dit is asof die Here vir my toe sê, jy het nie behoorlik met hom gekommunikeer nie, want hy het nie van beter geweet nie. Hy het nie van beter geweet nie. En weet jy, baie keer het jy nie die kennis om 'n ding toe te pas nie, en dan pas jy dit nie toe nie, dan is dit 'n impak daarna. En daarom wil ek sê dat, ek gebruik dit as 'n voorbeeld, alleenlik die kennis wat jy toepas en ken, is die kennis wat jou lewe kan verander. Nou in Johannes 14:6 sê Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe, behalwe deur die Seun nie. Die volgende vers sê is eintlik vir my amper meer belangrik. Jesus sê in vers 7, omdat julle my ken, het julle ook die Vader geken. Omdat julle my ken, net dit wat jy ken, en in jou lewe toepas, en deur jou lewe doen, sal jou lewe verander. Baie mense sê hulle is Christene, en eintlik het Dennis daaraan aangeraak, maar hulle lewe getuig nie, en as jou lewe nie getuig nie, dan is jy eintlik maar 'n klinkende simbaal. Eintlik het jy die aangesig van godsaligheid, maar jy het eintlik die krag verloor. Eintlik is dit iets soos die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle het hierdie jukke op mense kom plaas, maar self het hulle dit nie gedoen nie. Daarom, net dit wat jy ken en dit wat jy doen, sal jou lewe verander. En as jy dit verstaan, dan kan ons ook sê dat as jy doen wat God sê vir jou lewe, sal jou lewe verander. Nou Spreuke 29 vers 18 sê die volgende. Dit sê, a man without a vision will perish. Waar daar geen openbaring is daar bandeloosheid. Dan is daar verwarring. Dan is daar klipharde kwaste en rollers. Want die kennis was nie daar nie. Kennis wat toegepas word, gaan lewens verander. Nou, waarom wil ons nie kennis toepas nie? Waarom is ons baie keer bang om kennis wat God vir ons gee toe te pas? Is die vrees, dit gaan nie werk nie. Die vrees vir die dag van môre maak dat mense nie beweeg in geloof nie, is dit waar? Want wat sê ons? As ek nou vir die ou bid, wie sê dit gaan werk? As ek my hand nou op hierdie ou sit, wie sê dit gaan werk? En weet jy wat, dis baie keer ons grootste probleem, waarom ons nie in geloof uitbeweeg het, die vrees, of die kennis wat ons nou ontvang het, die openbaring wat ons nou ontvang het, gaan werk, maak dat ons harde kwaste en rollers wat vol verf is, wat kliphard geword het. En dan's geloof dood. Dan's geloof, Markus 7:13 sê, die woord van God het kragteloos geword vanweë tradisie. Dan maak tradisie dat
dat daar's nie krag in jou lewe nie, want dis maar net 'n ding wat jy iewers gehoor het, maar dit het nog nooit in jou lewe gemanifesteer nie. En dit is God se hart nie. God se hart is dat die kennis, die openbaringskennis wat jy van hom ontvang, jou lewe moet transformeer. Nou, hoe breek ons die vrees van die onbekende om te sê 'n ding gaan nie werk nie? Ken die een wat alles weet, die alwetende een. Ken die een wat alwetend is. Jy sien, God is alwetend, en as jy die een wat alwetend is, ken, weet hy presies wat om in jou en my lewe te doen, sodat alles ten goeie kan meewerk vir die wat die Here liefhet. Is dit waar? Ek's bly, ek is nie alwetend nie. Dink net ek was alwetend en ek geweet wat in elkeen se brein aangaan. Dit skrikwekkend, dink ek. Maar God is alwetend. Hy weet alles. En weet jy wat, partykeer weet ons nie alles en gebeur goed in ons lewens en dan verstaan ons dit nie. Dis soos, ek het eendag toe werk ek in ons motorhuis en ek sit my beursie op die windscreen en hy gly so af, so tussen die windscreen, tussen die bonnet en die windscreen gelê hy daar. En ek werk en ek's besig en soos dit met enige ou kan gebeur, toe vergeet ek van my beursie. En na 'n paar uur, toe soek ek nou my beursie, maar ek het regtig net vergeet. En later vra ek vir Lindy, waar's my beursie? Sy weet, die kinders, sê ek, julle het my beursie vir my weggesteek. En hoe meer ek soek, hoe meer frustreerd raak ek. Met wie dit al gebeur? Met wie dit nog nooit gebeur? Hou net aan, dit gaan iewers met jou gebeur. En ek soek, en ek soek, en ek soek, en ek kry nie my beursie nie. En ek kry hom nie, en terwyl ek hom nie kry nie, raak ek meer geïrriteerd en frustreerd. Want die onbekende maak jou frustreerd. Die onbekende maak dat jy vrees het. Die onbekende maak dat jy op 'n punt nie weet wat om te doen nie. En weet jy, ek begin toe die somme maak. Julle weet wat die somme as jy jou beursie verloor. Jy moet nou 'n nuwe ID kry. Jy moet jou bankkaarte stop. Die frustrasie daarvan. Wie was al daardeur? Moenie jou hand nou opsteek nie. En weet julle wat gebeur? Ek sê vir my vrou, ek gaan vir so 'n paar dae nog soek. Maar hy's weg. En ek ry en ek kom hier by Atlas. En terwyl ek hier by Atlas kom, is daar 'n man wat staan en bedel. En hy's besig om bedel en hy wys vir my. Hierso tussen jou windscreen en ek het dis seker 'n week gewees. Ek winkels toe gery en ek het gaan nie kos koop nie, nie beursie nie, maar ek het my vrou se beursie gebruik. En ek het oral gegaan waar ek moes, ek het gery waar ek het kinders by die skool geaflaai en die wonderwerk is my beursie het nie weggeraak nie. Want hy was tussen die windscreen en die bonnet in gewees. En hier staan hierdie man, hy sê, en hy vat my beursie, hier is jou beursie, en ek het gebid vir my beursie, ek moet hom kry, soos die verlore penning, en ek het hom gekry. Was baie bly oor dit. En ek glo dit was 'n wonderwerk. Maar weet jy wat ek besef het, is dat toe ek daai beursie kry, toe is daar asof daar iets wat weggeraak het, wat ek teruggekry het. Ek het vir my vrou gaan sê, ek was bly, ek het my beursie gekry, en hulle was bly vir 'n rukkie saam met my, toe sê, jy sien, dis ook jou eie skuld gewees. Maar ek was baie bly, oor my beursie. Nou waarom praat ek vandag van kennis, wat nie toegepas word, en 'n beursie wat wegraak? Wat het dit met kriptos te doen? Julle wonder nou, hoe gaan ek die twee goed bymekaar kry? Nou, ek gaan dit nou bymekaar kry. Die woord kripto in Latyns, want kripto is 'n Latynse woord, en dit kom 16 keer in die Bybel voor in die Nuwe Testament, die woord kripto, is die woord in Grieks wat beteken om weggesteek te wees. Om verborge, weggesteek. Dis wat dit beteken. Dit beteken to be sealed away, to keep in secret, to be covered. To be covered. Dit word weggesteek, en dit word weggesteek vir 'n sekere tydjie. Ek het nou my eie beursie weggesteek, okay. Onbewuslik, was baie bly toe kom kry. En kennis
wat nie toegepas word nie, is eintlik maar net soos 'n beersie wat weggeraak het, dit is soos 'n klipharde kwas of 'n roller wat geen nut het meer nie. En as daar openbaring kom, die Bybel sê, a man without a vision will perish. Sodra goddelike openbaring kom, dan kom goddelike lewe deur, dan kom dit wat weggesteek is, word tot tevore gebring, en dit bring lewe waar kom. En dis wat krypto is. Krypto is die weggesteekte ding, wat tot die lewe kom, wat weggeraak het. Nou daar 16 verse daaroor, en ek gaan nou nie elke vers vandag preek nie, maar as jy net mooi dink, die wêreld het toe hierdie woord krypto gevat, en die wêreld het toe hierdie woord krypto gevat, en hulle het 'n cryptocurrency begin. En wie onthou in 2008, toe kryptos begin het, toe het almal gesê, ag man, hierdie gaan nie werk nie, wie onthou dit? Dit is 'n weggesteekte ding. Weggesteekte ding, wat nou vandag, as die ouens wat daai tyd ingekoop het, is vandag wel af, dink ek. Nou, ek wil nie vandag oor daai kryptos praat nie, want dis, of dit waar is of nie, of dit gaan werk of nie, dis 'n saak tussen jou en die Here, en jy moet maar self besluit of jy wil krypto sê of nie krypto sê nie. Dis nie wat ek vandag wil praat. Ek gaan praat oor wat die Bybel sê daaroor. Maar wat die Bybel vandag daaroor wil sê is, vind ons in Openbaring 2 vers 17. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. Daai woord verborge is die Griekse woord krypto, die weggesteekte manna, en ek sal hom gee 'n wit keersteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Daai woord verborge manna is die woord krypto. Nou wat is manna? Manna het ons gesien in die Bybel, sien ons in Exodus 16. Nou kom ons kyk gou na Exodus na Exodus 16. Exodus 16 vanaf vers 1 tot 4. Toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Op die 15de dag van die 2de maand na hulle uittog uit Egipte. Op die 15de dag van die 2de maand. Dit, as ons dit nou vat, dit was Januarie basies, en die 15de van Februarie. Hoor wat, op die 15de van die 2de maand van die uittog van Egipte, en die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer, en die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het, want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, net so ver. Ek wil hê, ons moet fokus veral, hulle die 15de van die 2de maand, het hulle uitgekom uit Egipte uit, en hulle die oorwinning beleef. Dis maar 'n maand en 'n half. Na 'n maand en 'n half het hulle vergeet wat God gedoen het. Waarom? Want toe die druk kom, toe verlaat hulle God. En weet jy, baie keer as die druk kom, dan gaan ons nie altyd besef, die Here het die verborge wonderwerke vir ons gedoen wat weggesteek was nie. Die Here het so groot wonderwerk gedoen, die see het oorgekloof. Hulle het nie gedink die see gaan oopkloof nie. Die Here het selfs die pla, het hy gekom en het hulle nie getref nie. Nou, 'n maand en 'n half later het hulle dit vergeet. Weet jy, ons doen presies dieselfde. Ons vergeet baie vinnig van God se goedheid. En daai verborge wonderwerke, daai krypto wonderwerke, daai weggesteekte wonderwerke, daai wonderwerke wat kom en dan sit so bonatuurlik dat ons vergeet. Nou as jy kyk na daai woord sê dat die verborge manna. Nou wie is die manna in die Nuwe Testament? Is Jesus.
Jesus is die verborge manna. En hoe maklik kan ons vergeet wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis? Hoe maklik kan die lewensomstandighede ons so druk dat ons die verborge manna, die krypto, die weggesteekte wonderwerke van die Here in jou lewe vergeet? Is dit waar? Hoe maklik as goed gebeur, dan het ons vergeet dat die Here het 'n maand of 2 maande of 'n jaar terug vir jou so bonatuurlik deurgekom, dat hy jou gebed presies verhoor het. En weet jy wat, vandag wil die Here vir jou sê, hy is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Hy is nog steeds die manna, hy is nog steeds die krypto, die weggesteekte wonderwerk wat in jou lewe gaan instap op die regte tyd, gaan hy vir jou manna gee. Hy gaan vir jou manna gee. Hoor vandag, ek wil hê jy moet hoor, wat die woord manna? Die Hebreëse woord manna beteken, wat is dit? Kyk, jy moet dink, hier reën manna, wat brood is eintlik uit die hemel uit. Hulle het nog nooit dit gesien nie. En weet jy wat, vra hulle vir mekaar, wat is dit? En dis wat dit beteken, wat is dit? En hulle tel manna op vir die dag. En die Here sê, net vir vandag, van môre gaan jy weer, wat is dit optel? En môre gaan jy weer, behalwe die 6de dag moet jy dubbelmaat optel. Maar dit was weggesteek, dit was vanuit die hemel uit na die aarde toe. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Maar weet jy, die grootste weggesteekte wonder, die grootste krypto, is nie die wonderwerk waar die Here finansiëel vir jou deurkom, of waar jy gesond word. Die grootste wonderwerk is wat in jou gees plaasvind. Die dag toe jy tot wedergeboorte kom. Jy sien, daai verborge manna wat Jesus is die grootste wonderwerk wat my en jou lewe kan verander. Nou, Jesus wil in jou lewe en my lewe 'n verborgenheid bring, wat die wêreld na begeer. Die wêreld moet begeer wat in ons lewe is. Ons moet hulle jaloers maak. Ek wil jou sê, ek kan hulle nie jaloers maak nie, ek het nie eens haar op my kop nie. Maar met Jesus in my, kan ek hulle jaloers kry, sodat Jesus verheerlik kan word. Sodat Jesus verhoog kan word. En weet jy wat, dis sy hart, hy wil daai krypto, daai weggesteekte wonderwerk, wil hy doen. Jy sien, my krypto oomblik was, toe ek in 'n kar ry en ek soek my beursie. En hier staan 'n bedelaar, langs 'n pad, en hy's besig om geld te bedel. En die bedelaar word my grootste wonderwerk. En hy sê, hier is jou beursie. Ek sê vir jou, ek het net al my beursie oopgemaak. Hy gee hom toe net so vir my ook. En ek maak my beursie oop en ek sien daar's R50 in. Dis nie eens gesteel nie. En ek haal die R50 en sê, das hy kry vir jou. Ek het hom sommer leeg gemaak. Dis al wat daarin was. Maar weet jy, 2000 jaar terug, toe staan nie 'n bedelaar wat aan 'n kruis gehang het nie. 2000 jaar terug, toe stap Jesus die Via Dolorosa en hy het vlees geword. Hy het nie nodig gehad om sy hemelse heerlikheid neer te lê, hy was God gewees, maar hy het mens geword en hy het aarde toe gekom, sodat ek en jy hemel toe kan gaan, sodat ons die ewige lewe kan kry. Ons het meer as 'n bedelaar, het sy lewe kom gee. Die koning van die konings, die Here van die Here, het sy hemelse heerskappy neergelê, en hy daai verborgenheid, wat ons nie kan verstaan, die liefde van God so groot is, daai krypto wat so onverstaanbaar is, het hy sy lewe neergegaan vir 'n verlore gaande wêreld, wat ek en jy vandag deel kan wees. As jy dit begin verstaan, dan wil ek sê, groter as enige aardse rykdom, is die openbaring van wat Jesus vir jou gedoen het. Ek gaan vir jou die ewigheid gee. Jy sien, daai onverstaanbaarheid, as dit vir jou verstaanbaar word, gaan dit enige vrees uit jou lewe dryf. Hoor wat ek sê vandag. Volmaakte liefde verdryf die vrees. The fear of tomorrow will be broken because of the blood of Jesus Christ. Hoor julle wat ek sê? Mag die kruis
die middelpunt word. As die kruis nie die middelpunt is, jy gaan vrees jou die oorhand kry. Die openbaring, die krypto, manna, die verstaan dat Jesus die senterpunt van jou lewe wil weet. As jy daai verborgenheid kan verstaan, as jy dit in jou lewe gaan verstaan, elke oomblik van die dag, gaan alles in jou lewe verander. Nou, daar was 'n dag waar die disippels ook so 'n bietjie nie verstaan het nie. Wie weet die disippels het nie altyd verstaan wat Jesus bedoel nie. En dit was regtig so gewees. Kom ons kyk na die woord van die Here. In Matteus 8 vers 14. En hulle het vergeet om brode saam te neem. In Markus 8 vers 14. En hulle het vergeet om brode saam te neem. En het net een brood by hulle in die skuit gehad. Nou hulle was in 'n boot gewees en hulle het net een broodjie gehad. In vers 15. En hy het hulle beveel en gesê, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs, want hulle kennis, maar hulle doen nie wat hulle sê nie. Hulle het al die kennis, maar hulle kennis bring hulle nie tot aksie nie. Fariseërs en die suurdeeg van die Herodes. Dan vers 16. Toe redeneer hulle onder mekaar en sê, dit is omdat ons geen brode het nie. Nou worry hulle oor brood. En Jesus merk dit en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Begryp julle nie? Is daar nog 'n verborgenheid by julle? Is daar nog krypto by julle, dat julle nie verstaan nie? Julle nie, het julle nog julle hart verhard, want julle verharde hart verstaan nie, dat dit gaan nie hierso oor fisiese brood nie. Die Here sê, dat hy verder, ek het voorsien man, vers 18, het julle oë en sien julle nie, en het julle ore en julle hoor nie. En dan vers 19, en onthou julle nie, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het nie. Hulle sê vir hom, 12, en die 7 vir die 4000. Hoeveel mandjies vir vol brokstukke het julle opgetel, en hulle sê 7. Toe sê hy vir hulle, hoe verstaan julle dan nie? Dit gaan nie oor fisiese voorsiening nie. Dit gaan oor geestelike welstand. Hoe verstaan julle nie? Dit gaan, as julle my die middelpunt van julle lewe maak, sal julle gees sien en liggaam voorsien wees. Jy sien, en ek wil afsluit, dit is soos die Samaritaanse vrou. Haar hele lewe het uitmekaar geval. Alles wat sy op daai oomblik gedoen het, het nie gewerk nie. Die man wat sy op daai oomblik gehad het, was sy nie eens mee getroud nie. Want sy het vorige mans gehad en dit het ook nie gewerk nie. Met niks op daai oomblik het gewerk nie. Sy wou nie tussen mense wees nie. Wie was al daar? Ek wil nie tussen mense wees nie. Want ek het so seer gekry, dat net nou kry ek weer seer, en ja, van die goed is my eie toedoen, ek verstaan, en ek dink nie sy het haarself regverdig nie, maar sy kon nie meer die seer hanteer wat sy tussen mense beleef het nie, en daarom het sy in die middag laat gegaan om water te skep. Die 12 uur. Want die vrouens gaan vroeg in die oggend, nie laat nie. Maar weet jy wat? Die vrouens wat skinder, het vroeg in die oggend gegaan. Maar Jesus wat lief het in die middel van die dag gegaan. En dit het haar lewe verander. Dit wat vir haar weggesteek het, was nie vir Jesus weggesteek, hy is alwetend. Toe het hy die krypto wat in haar lewe, die weggesteekte seer, die weggesteekte pyn, het hy vir haar kom lewe gee. Hy het vir haar gesê, ek jou lief, net soos jy is, en ek sal jou verander. Vandag wil ek sê, Jesus is nog steeds die een wat lewe in oorvloed wil gee. Hy wil nog steeds kom in daai weggesteekte goed. Hy wil nog steeds die manna word, die krypto, manna, wat lewe in oorvloed. Hy wil nog steeds sê, dit moet reën oor jou. Hy wil hê dit moet goed gaan met jou. Maar hoe gaan hy doen? Jy moet oorgee. Jy moet oorgee. En daarom, as ons vandag praat van die tafel van die Here,
dan is dit eintlik die tafel van die verborge manna. Van Jesus, die verborge een. Van Jesus, die krypto, die manna, wat sy lewe kom gee het vir 'n verlore gaande wêreld. Daai tafel praat nie van oorwinning vir hom nie, want daai tafel praat eerder van waar hy sy lewe gegee het, en toe later eers oorwinning, toe hy opgestaan het. Maar daai tafel spreek vir jou en vir my, van dag 1 af, net van oorwinning. Is dit waar? Daai is die tafel van oorwinning. Nou hoor wat sê die woord van die Here, in 1 Korintiërs 11:23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, die brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Die Engels sê, do it to my remembrance. Herinnering. Want ons moet baie keer herinner word aan wat die Here vir ons gedoen het, want ons vergeet soms hoe goed die Here vir ons was. En dan as ons vergeet, dan begin ons ook murmureer, terwyl die manna tussen ons is. Terwyl die manna om ons is, sal ons baie keer vergeet van God se goedheid. Nou hoor wat sê hy verder, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis, tot my remembrance, te onthou, to remember. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Maar ons verkondig nie net die dood nie, ons verkondig ook die opstanding. En ek wil vandag sê, wat sê die opstanding? Die opstanding sê, jy weet, as daai manna nie in die woestyn was nie, as daai manna nie daar was nie, dan was daar nie vandag 'n volk Israel nie. Is dit waar? God het manna gegee, to sustain them, to take them to the promised land. Ek voel so sterk, die Here sê, hy gee vanmôre vir jou manna, om jou by jou beloofde land te kry. Jesus is die manna. En al voel dit vandag, of jy op 'n plek is, waar alles in mekaar trek, en jy kan nie uit hierdie situasie kom nie. Wil ek sê, Jesus, die krypto, die verborge manna, wil vandag in jou lewe instap. En hy wil vir jou die manna wees, wat lewe in oorvloed gee. Hy wil vir jou by die tafel van die Here sê, deur sy wonde is jy reeds genees. Hy wil by hierdie tafel vir jou sê, as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou van alles te vergewe. Hy wil vandag by hierdie tafel sê, laat ons die saak uitmaak, al was jou lewe soos rooi, soos skarlaken, dit gaan nou so wit word, soos sneeu. Dis vir die Here sê. Nou wie sê vandag, Here, ek het van hierdie manna nodig. Ek het elke dag van hierdie manna nodig. Dis Jesus. Ek het elke dag Jesus nodig. En weet jy wat, daai verborgenheid, daai krypto, moet elke dag in jou lewe deel wees. As dit elke dag in jou lewe gaan deel wees, sê Here, dat ek elke dag hierdie verborgenheid, wat mense nie kan verstaan nie, maar dit is 'n saak tussen my en U, en dan word hierdie verborgenheid nie meer 'n verborgenheid nie. Dis 'n verhouding tussen God en mens. Dis lewe, dis manna, dis oorvloed. En dis wat ek begeer, dat ons 'n lewendige verhouding met 'n lewende God sal hê. Amen. En terwyl jy sit, ons maak dit ons oë toe. Jy sit vanmôre hier, en jy weet, jy het 'n paar tree weggestap van die Here af. Jy weet dit. En jy het nie vrymoedigheid om terug te stap nie, want jy voel, Here, ek is dit nie werd nie. Jy voel vandag, jy is nie werd om te eet van die verborge manna wat Jesus is nie. Jy is nie werd om vanmôre eers by die tafel van die Here te sit. Want jy weet, daar's goed in jou lewe, mense wat jy moet vryspreek.
mense wat jy moet vergewe. Jy weet dit. Jy weet vanmôre dat hy is heilig, maar jy weet op hierdie oomblik, daar sekere besluite in jou lewe, wat nie toelaat dat hierdie verborgde manna, wat Jesus is, ten volle in jou lewe kan inweek. En deur volle in jou lewe kan, ek wil so deurweek nie. You at that place of decision, says the Lord. Jy is nou by die plek van besluitneming, sodat hierdie volheid van God se liefde, hierdie verborgenheid, wat die wêreld nie kan verstaan nie, nou kan besit neem van jou lewe, en besit neem van alles in jou lewe. Maar jy moet vanmôre, moet jy die saak met die Here uitmaak. Jy moet vryspreek, jy moet vergewe, jy moet in hierdie oomblik selfs jouself vergewe, en jy moet in hierdie oomblik 'n besluit neem en sê, Here, ek doen dit nou. Ek gaan nie by hierdie tafel sit voordat ek die besluit neem wat volgens die woord van God reg is nie. En Here, ek kom teen 'n gees wat verwarring wil bring. Ek kom teen 'n gees wat tweedrag en tweespalk wil bring. Ek kom teen 'n gees wat misleiding wil bring. And I bind that spirit in the name of Jesus. En ek bid dat die vrede van die Here nou sal inbeweeg. En terwyl mense nou besluite neem om vry te spreek, terwyl mense nou 'n besluit neem en sê, Here, ek gaan nie aan hierdie tafel sit voordat ek hierdie ding gelos het. Want ek wil die verborgde manna beleef. Ek wil weer die vrede van God in my lewe hê. Die liefde van God wat alle verstand te bowe gaan. Dat die vrede van God alles sal oorweldig. Net daar waar jy sit, begin met die Here praat. Jy weet. Wat is die struikelblokke? Wat in hierdie oomblik maak dat jy nie die verborgde manna kan beleef soos jy moet nie. Die kripte kan beleef wat God in jou lewe wil doen deur Jesus, wat volmaak is. Dankie Here dat U in hierdie oomblik deur die leiding van die Heilige Gees nou met mense deel. Here, hierdie is 'n heilige oomblik. Hierdie is 'n heilige plek. Want waar 2 of 3 in die naam vergader, sê die woord, daar is hy. En daarom kan ons nie ligtelik omgaan as ons aan die tafel van die Here sit nie. Maar Here, hierdie is ook die tafel van oorwinning en die tafel van deurbraak. En terwyl ons nou sit, Here, en deel met dit wat in ons hart is, as ons nou by hierdie tafel sit, gaan hierdie verborgde manna vir ons lewe gee. Net soos die manna in die Ou Testament lewe gegee het vir die Jode in die woestyn, Here. Gaan U vir ons lewe gee en lewe in oorvloed. En ek dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ek gaan vra, jy is baie welkom as jy alleen is, dan is jy welkom om vir jou alleen te kom kry van die brood en die druiwesap. Maar as jy as familie is, wil ek as man, as hoof van die huisgesin, wil ek jou uitnooi, gaan vat van die druiwesap, vat van die brood, en deel dit met jou familie. Deel dit met jou familie, bid saam. Die Bybel sê, doen dit so dikwels as wat julle by mekaar kom. Bid saam en sê, dankie Here vir die liggaam wat vir my geslaan was aan die kruis. Dankie vir die bloed wat gevloei het. En bid saam oor persoonlik, oor jou situasie, as jy alleen is, of selfs as families, en bid saam. Kom ons vat hierdie tyd, kom ons jaag nie hierdie oomblik af, want hierdie tafel het krag. Ek glo mense kan vrygemaak word, ek glo mense kan oorwinning kry, as hulle verstaan die verborgde manna wat op hierdie tafel is. Amen. Amen. Kom ons doen dit, en kom ons staan sommer nou op, en ons skryf vir ons. Baie dankie. Mooi so. I will feast at the table of the Lord.
I will feast at the table of the Lord. I won't hunger anymore at his table. I will feast at the table of the Lord. I will feast at the table of the Lord. And I won't hunger anymore at his table. Come all you weary, come and find his yoke is easy, his burden light. He is able, he will restore at the table of the Lord. There is peace at the table of the Lord. There is peace at the table of the Lord. I won't worry anymore at his table. There is healing at the table of the Lord. There is healing at the table of the Lord. Oh, and I won't suffer anymore at his table. Oh, at his table. Come all you weary, come and find his yoke is easy, his burden light. He is able, he will restore at the table of the Lord. Oh, I know he has a place for me. Oh, what joy will fill my heart with the saints around the mercy seat of God. Come all you weary, come and find his yoke is easy, his burden light. He is able, he will restore at the table of the Lord. At the table of the Lord. I'm invited to the table of the Lord. I'm invited to the table of the Lord. He says, come just as you are to his table. Amen. Voor ons gaan afsluit wil ek eers geluk sê aan Calista en dan Rion. Hulle was donderdag getroud. Julle as julle sien hulle smile, is dit omdat hulle nog op honeymoon is. En dit was 'n wonderlike troue en ek wil net vir julle baie geluk vir julle sê hoor. Ons gee 'n hande klap. Ja, en dan wil ek net vinnig sê die Kos Happies span, as jy klaar ietsie gekry het, kan jy gou hierso vir Lindy kom sien. En dan die res van die gemeente, julle moet regtig vir julle gaan ietsie kleinse, ons noem dit die voorgereg voor jy jou middagete of gaan eet, jou skaapbout by die huis vir die wat skaapbout eet. Vir die wat net 'n pizza eet, dan sien jy die voorpizza.
maar gaan kry vir julle en kuier lekker saam. En dan moenie vanaand mis nie. Eva is seker op sy veld, ons het hom laas gekry en na 'n uur en 'n half, toe kon ons nog geluister het. Dit gevoel of het so verbyvlieg die tyd. En toe besef ek dat daar so groot behoefte dat hy nog steeds moet kom deel wat die Here vir hom sê. Hy was deur die hy's op die oomblik deur die polisie gebruik hulle hom nog steeds as daar by plekke waar sataniste kom en sataniste het byvoorbeeld een of ander misdaad gepleeg, dan stuur hulle vir Eva in die okkultiese, hy's nog hoof van die okkultiese eenheid. Ek meen sy kennis oor die geesteswêreld is baie groot. Ek meen hy gaan vanaand nie wees, volgende week, die week daarna, 4 weke. Maar as jy kan wees vanaand, asseblief ek wil jou vra, moenie vanaand mis nie, dit gaan 'n groot seën wees. En ek wil vra, kom ons staan op en ons bid die gebed saam. Nou ons bid die gebed saam en weet jy, saam met die gebed is samewerkende groei. Dit meen hierdie gebed kan nie waar word as julle nie gaan saamwerk dat ons die oes inbring en die oes deel maak nie. Ek glo dis God se hart en daarom kom ons bid hierdie gebed saam. Ons wend onsself na die noorde, die ooste, die suide en die weste. Ons verklaar dat 40 gesinne maandeliks by Brandpunt gemeente gevoeg sal word. Ons doen dit doelbewus en ons weet waarom ons dit doen. Want alle mag en gesag is aan ons gegee in Jesus naam. Ons spreek teen die owerhede, die magte en die bose geeste in die lig. Laat los die gesinne wat Brandpunt gemeente gevoeg moet word. En ons dankie nou vir die arbeiders en die oes in die naam van Jesus. Amen. 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 Here, net voor ons afsluit, wil ek bid, Here, U weet of ons 40 gesinne nou kan hanteer per maand. Here, U weet eintlik presies hoeveel gesinne moet inkom wat ons kan hanteer. Here, en stuur die mense wat ons kan hanteer, Here, want ons wil nie skade in mense sien omdat ons dit nie kan hanteer nie. Maar Here, daarom het ons die gemeente nodig om saam te werk, om die oes in te bring, Here. En nie net die oes in te bring, die oes te hou, Here. En Here, ek bid dit, Here, dat hierdie gemeente nie die oes sal inbring nie, maar die oes sal saamhou hierso, Here. En mag die vrede en die liefde sigbaar word. Die kryptomanna, Jesus Christus, sigbaar word in 'n verlore gaande wêreld deur hierdie gemeente. En ons verklaar dit nou, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie, mag u 'n geseënde middag hê. God reigns. Oh, God reigns. Forever your kingdom reigns. Yes, oh, God reigns. Oh, God reigns. Forever your kingdom reigns. Come on, this is truth, let's prophesy.